En dit is nodig dat ek en jy as mens begin te kyk. Ja. Jy kyk na ons lewens. Kyk hoe ons wandel en handel. Want ons sal nie reg wandel nie. Weet die mense buitekant kyk na jou lewe. Ja. En as jy nie reg wandel nie, is ek en jy die oorsaak dat hulle nie God wil dien nie. Amen. Goeie my. Ja. Dis die waarheid. Ja. Die wêreld daar buitekant lees nie die Bybel nie, hulle lees jou en my lewe. Ja. Hulle sien wat jy doen. Jy dink nie so nie. Hulle hoor wat jy praat. Hulle sien hoe jy wandel. Hulle sien hoe jy handel. En dit is noodsaaklik dat ons begin besef. Ons kan die oorsaak wees dat ander mense nie God wil dien nie. Amen. Hoeveel keer het mense nie al gesê nie, weet jy wat, as dit hoe Christen is, wil ek nie Christen wees nie. Dis waar. Want die kinders van die Here dra nie die vrug van die Gees. Daar het jy gaan. Maar ek wil net saam met my lees vanmôre uit Genesis die 18de hoofstuk, waar ek 'n paar verse lees. En dan gaan ek uit Eksodus die 3de hoofstuk lees. Genesis die 18de hoofstuk. En dan gaan ek lees uit Eksodus die 3de hoofstuk. En ek gaan lees uit Psalm die 2de hoofstuk. Dan is daar uit Spreuke, 1ste hoofstuk, sowel as die 3de hoofstuk wat ek gaan lees. Gaan baie lees. Amen. As jy weet horlosies vanoggend is, Ons dra nie dus. jy kan maar jou horlosie afhaal. In die hemel gaan jy nie horlosie dra nie. So werk nie meer horlosie het nie. Amen. Is die Here. En dan gaan ons lees ook uit Lukas, die 1ste hoofstuk. Prys die Here. En ons gaan lees uit Openbaring, die 1ste hoofstuk. Dis te veel woord. Prys die Here. Amen. Te veel. Te veel? Ja, Ja. Nee, amen. ek gaan nog meer lees. Ek het net 10 van ons, ek kan nie allemaal lees. Prys die Here, glory to God. Glory. Glory, kom ons begin daar by Genesis die Genesis 18. Van die eerste versie. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terbentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste dag. Ek wil hê jy moet baie mooi oplet en kyk wat sê die woord van die Here. Dat ek en jy sal besef wat sê die woord. Die mense lees baie keer net so vinnig oor die woord en so, maar hulle kyk nie wat staan in die woord. Vers 2 sê, toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig om na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Hoor wat sê Abraham. Op die warmste tyd van die dag sit hy by die ingang van sy tent. En terwyl hy daar sit, toe kom daar 3 manne. En Abraham staan op
Hoekom staan hy op? Respect. Met respek, met eerbied, met waardering. Dit is juist vanmôre wat ek wil praat oor respek en vrees vir God. Amen. Die mens het sy vrees vir God verloor. Dit is waar. Die mens het sy respek vir God verloor. Dit is waar. Die mens verloor sy respek en sy vrees vir die Here. Predikers het dit al verloor. En dit is baie hartseer om dit te sê, maar dis die waarheid. Dit is waar. Kinders van God, wat sê as kinders van God, het die respek vir God verloor. Hulle het die vrees van die Here verloor. Ja, is waar. Glory to God. Ek wil sê, ek sal die vandag besig hou tot vanaand. Amen. Met hierdie boodskap. Prys die Here. En dit is nodig dat die mens moet begin besef, daar moet waardering wees vir God. Daar moet respek wees vir die Here. Daar moet eerbied wees vir God. Dit is waar. Daar moet waardering wees vir God. Daar moet 'n vrees kom in jou binneste vir die Here. Die mens, ek onthou toe ons daar in die jare net so tot bekering gekom het, ons op die eerste konferensie bywoon. En jy stap daar by die konferensiegrond en jy stap daar by die saal, dan het jy 'n vrees. Dit is waar. Jy kry party 'n verskillende vrees. Jy kry 'n vrees vir hierdie ou wat my gaan slaan. Ja. Wat sê die Here Jesus? Moenie vrees nie wat die liggaam kan doodmaak nie, maar vrees hom wat by magte is om in die hel te werp nadat hy gedood is. Dit is waar. Amen. Die mens het nie meer vrees nie vir God. Weet jy dit? Dis tyd dat die mens weer terugkom op die plek waar God hom lê. As ek kyk en ons gaan deurlees en baie gedeeltes lees, dat jy gaan sien en daar's baie wat ek uitlos. Waar die mens respek gehad het vir God, waar daar 'n vrees was vir die Here. En weet as jy daar gestap het by daardie konferensie, dis nie 'n vrees van bangheid vir die mens nie, maar 'n vrees om te sê, Here, wat kan daar nog aan my fout wees in my binneste van my lewe? Omrede jy God vrees, man. Jy respek het vir God. Jy eerbied het vir God. Weet jy waar wil ons wees? Daar waar dit vir jou my gemaksigtig is. Nie waar? Ons sal nie meer inneem dit wat God vir jou my storie. Glory to God. Kom ons lees verder. Abraham het hierdie 3 manne nader aan hulle toe gekom. Hy sê, laat hulle tog 'n bietjie water. Dis wat Abraham sê. Kom ons lees vers 3. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u knegt verby nie. Laat tog 'n bietjie, skoon my. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom.
Wat sê hy? Laat daar 'n bietjie water is. Laat hulle vir u water bring en laat hulle u voete was. Laat u voete was. En rus bietjie onder die boom. Gasvryheid. Ja, prys die Here. Kinders van die Here het nie eens meer gasvryheid nie. Dis waar. Verskoon my. Kinders van die Here het nie meer gasvryheid nie. Gasvryheid is ietsie wat jy jou respek toon teenoor jou medebroer en suster. Amen. Waardering toon. Ja, dit is so. Jy gee vir kinders van die Here iets, dan sê hulle nie eens dankie nie. Dit verskyn nie in hulle woordeboek. Dis waar. Dis waar. En ook nie asseblief. Ja. Glory to God. Kom ons kyk weer verder. Amen. Vers 5 sê, en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u my by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham hastig in die tent na Sara en sê, maak gou knie 3 mate meel, die beste, Amen. en maak roosterkoek. Ja, prys die Here. Glory to God. Mm. Sara, my vrou, Ja. knie na 3 mate meel, en bak die beste. Ja, amen. Weet jy wat, as ons vir God gee, Ja. dan gee ons die, ons kyk na die slegs. Ja, dit is waar. Mm. Ons moet die beste vir God gee, man. Amen. Die kinders van die Here wil 'n afgerammelde gebed gee vir God, Ja. en die Here moet tevrede wees daarvoor. Want jy weet wat, die mens is sy vrees vir God verloor. Ja. Om jou neer te kan kniel. Wat, ek wil nie vanmôre vra. Wat dink jy? As jou kind na jou toe kom, Ja. en jy sê, how's it a lady? Sjoe. Of how's it a toppie? Hy of sy het geen respek vir jou nie, man. Dis waar. Daar's nie meer respek nie. Dis waar. En weet jy wat steek dwars in my krop? Is van die mense praat, van die ou baas. Dan wil ek 7 kolonelle skiet. Wat 'n respek het jy vir God, man? Wat 'n waardering het jy vir die Here? Daar's geen respek of waardering vir God nie, man. Ja, dit is Ons gaan nou kom. Ons sien nou wat Abraham hierso, hoe hy optree teenoor ja, die Here. ja. Glory to God. Kinders van die Here, kan jy eens vir jou sê, goeiemôre, gaan dit goed met jou? Ja. Dis waar. Wie wat sê Paulus? Hy sê die een moet die ander een hoor agsom sien. Amen. Dis waar. Die kinders van die Here, as jy vir hulle 'n boodskap stuur, dan gee hulle soms so plat antwoord terug, as hulle dit antwoord gee. Ja. Kom. Glory to God. Vers 7 sê, luister wat moet doen Abraham. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf
en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaargemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk, en die kalf, wat hy klaargemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle het geëet. Halleluja. Hoekom doen hy hierdie goeders? Dis vir respek, Ja, amen. waardering, Amen. vrees vir God. Ja. Maar nou wil ek verder lees. Ek gaan nou verder lees, daar, vanaf vers 22. Toe die manne daar vandaan weggedraai, en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Wie was by Abraham gewees? Dis God self wat by hom gewees het. Halleluja. Nie iemand anders nie. Ja. Dis die Here self wat by Abraham was. En hy sê vers 23, en Abraham het nader gekom en gesê, sal ek ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle omwil. Nou wil ek hier met baie mooi oplet wat sê Abraham nou. En Abraham antwoord vers 27, en Abraham antwoord en sê, Here, kyk tog, ek het dit gewaag Amen. om met die Here te spreek. Alhoewel ek stof en as is. Ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Hoe praat hy met die Here? Met respek. Met respek. Met eerbied. Met waardering. Met vrees. Glory to God. Is dit vers 28 sê, miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek, sal u terwille van 5 die hele stad verwoes. En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as ek daar 45 vind. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie. En mag ek nog iets sê, miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen, as ek daar 30 vind. Toe sê hy, kyk, tog ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Hoor wat sê Abraham. Kyk tog ek het dit gewaag om met die Here te praat. Daar's groot respek en waardering en vrees vir God. Ja. En nou wat party mense praat met die Here, asof dit hy hulle chommy is. Ja, Ja. yes man. Ja. Skoon. God is nie jou my chommy.
Hy is die ene wat die skepper is van die hemel en die aarde. Amen. Die Here is jou skepper en my skepper. Hy het jou en my geformeer. Hy is ons formeerder. Hy is die God wat die waardering moet kry. Wat hy nie kry van die mense. Glory to God. Vers 31 sê, toe sê hy, kyk tog ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. Hoor jy, hy gaan na 10 toe. En baie mense is selfregverdig hulle vandag se tyd. As Sodom en Gomorra, die woord van die Here sê sal wees soos die dae van Sodom en Gomorra. Waar mense goddeloos gehandel het. En wat gebeur in hierdie dae? Mense handel goddeloos. Volgens hulle eie gebod. Volgens die regeringe se gebod. Volgens wat die lande voorskryf, hulle gebod. En nie volgens die gebod van God. Vers 33 sê, en die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Abraham was in gesprek gewees met God. Nie met 'n mens. Die ander twee wat saam met Abraham was engele gewees. Ons gaan na Genesis, Exodus. Die derde hoofstuk. Ons lees daar van die eerste versie. Glory to God. Ek wil jy moet baie mooi oplet. Dit wat gebeur in die lewe. Maar baie mense kan sê, maar weet jy wat? Dis Ou Testamenties. Ek wil vra, het God verander? Nee. Daar's 'n koortjie wat sê, die mense verander, maar Jesus verander. Dis die mens wat verander en nie God nie. Dis die mens wat verander. Wat hulle eie gedagtes wandel. Wat sê die woord van die Here vir ons? Hy sê, en Moses het die kleinvee opgepas van sy vader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daar verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doornbos, en toe hy weer sien, brand die doornbos in die vuur, maar die doornbos word nie verteer nie. En moet mooi kyk wat hy sê hierso. Daar verskyn die engel met 'n hoofletter. Amen. Die engel met 'n hoofletter. Vers 3 sê, en Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doornbos nie verbrand nie. Dit is wat ek het verlede Sondag gevra vir die mense wat nuuskierig is. Amen. En dit wys, mense is nuuskierig. Is so. As die vier bure beklei, dan rek almal sy nek om te kyk hoe is die fight, hoe gaan die fight aan. Ja. Nie waar. Ja.
Hulle wil sien wat gebeur. Ja. Wie gaan die fight wen? Ja. Maar as jy 'n fight het daar by jou huis, dan moet hulle nie kyk nie. Ja. Dan skree jy, wat kyk julle? Ja, Prys die Here man, glory to God. En Moses, vers 4 sê, toe die Here sien, dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doornbos en sê, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Hierdie engel van die Here verskyn aan Moses. Halleluja. En wie praat uit die doornbos uit? Ja. Dis God self wat met hom praat. Amen. En hy sê, Moses, Moses. En ek dink op daardie oomblikke, toe Moses se naam geroep word uit die doornbos, toe skiet daar Ja. absoluut iets wonderliks deur hom. Ja. Dat so of hy 'n skokgolf deur hom kry. Ja. Amen. Jo. Ja, prys die Here. Ek dink Moses het 'n geweldige skokgolf deur hom gekry. Ja. Toe Jesus sy naam noem en sê, Moses, Moses. Ja. Amen. En wat sê Moses? Hier is ek. Ja. Halleluja. En hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Halleluja. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. Halleluja. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hy was bevrees. Daar was 'n vrees in hom gewees vir God, Halleluja. wat met hom gepraat het. Oh, prys die Here. Hy het nie net gedink, ag, hierdie is maar net 'n ou stemmetjie wat uit die bos uitkom nie. Dit was 'n stem, 'n God wat met hom gepraat het, en hy het vrees en bewering gekry in sy binneste. Ja. Amen. Die Here sê vir hom, moenie nader kom nie, want die grond waar jy op staan is heilige grond. Trek jou skoene van jou voete af. Want die God wat ek en jy mee praat, is 'n heilige God. Hy is nie sommer net 'n God. Nee. As jy vanmôre gaan kyk, met wat se respek, en wat se waardering, en wat se vrees, mense wat afgode aanbid, Ja. wat se vrees het hulle vir hulle God. Dis waar. En hy sê, dooie God. Dis waar. Ek en jy dien die lewende God. Halleluja. Ons dien nie die 'n God nie, ons dien die God Halleluja. van die heelal. Amen. Wat se vrees het ek en jy vir hom? Ja, dis waar. Wat se respek het ons vir hom? Dis waar. Glory to God. Loof die Here, want hy is goed. Amen. Amen. Prys die Here, ek wil hê jy moet saam met my lees. Ons gaan na Psalm 2 toe. Psalm 2. Psalm 2, die 11de vers. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Amen. Glory to God. Weet jy wat, as die donder weer slaan? Baie mense sê baie dinge. Ja. Hulle praat God lasterlik. Amen. Amen. Hulle weet nie wat hulle sê. As die donder weer slaan,
is dit God wat dit laat so daai donder weer het en die bliksemstrale wat gaan. Ja. Dis die Here wat dit gee. Amen. En dan kom daar vrees en bewing in hierdie aarde. Die diere van die veld het meer vrees vir God as die mens. Ja, dit is waar. Hoeveel vrees het ek en jy vir God vanmorgen? Glory to God. Ek wil met saam met my blaai. Wat 1 Konings, die 18de hoofstuk. Die Konings 18. En dan lees van vers 41. Ja, amen. Vers 41, 1 Konings 18. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Hoekom kon Elia dit sê? Want hy was 'n godvreesende man gewees. Amen. Hy het God gevrees. Elia was een van die grootste profete gewees van God. Vers 20 sê, Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë Ja. getrek. Amen. Ja. Hy het met sy aangesig die mens van hierdie dag met die Here plaas soos hy wil, daar in die bed lê en nou bid ek gou vir eers vir die Here. As nie meer tyd om neer te kniel Ja. en God aanbid nie. Ja, Jesus. Om te sê, Here, ek wil my verootmoedig voor U. Ja, amen. Dit is nodig dat ons begin besef, ek moet my verneder voor God. Met vrees en bewering. Amen. Elia het met vrees en bewering voor God gekom. Ja, amen. Met waardering. Ja. Ons lees Spreuke. Spreuke, die 1ste hoofstuk. Spreuke 1 vers 7 sê. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. As ek en jy die wysheid en die tug verag, Ja, is ons sotte. dis waar. En die vroeë woord van die Here sê, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Hoofstuk 3. Vers 7 sê, wees nie wys in jou eie oë nie. Ja. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Ja, amen. Wanneer ek God vrees, dan wyk ek af van die kwaad. Ja, dis waar. Dan wil ek graag die wil van God doen en nie die wil van die vlees en die wil van die mens. As die mens vir jou sê, kom ons gaan die kant toe, en is 'n verkeerde plek, sê vir hom, sorry, ek gaan nie. Ja, amen. Neem jou standpunt in. Jy het ruggraat of jy het nie ruggraat. Ja, amen. Jy het ruggraat of jy is 'n jellyfish. Jellyfish het nie ruggraat. Ja,
is dat 'n mens moet begin besef, weet jy wat? In hierdie tyd wat ons in lewe, Ja. wat jy eers ruggraat hê, Jesus. as so. Ja. As ek en jy dink ons het 'n ruggraat gehad, Mm. dan moet ek en jy nou een ekstra kry, Ja. om God te dien, in gees en in waarheid. Amen. Want die koms van die Here is naby. Al die dinge raak erger en erger. Amen. En weet jy wat? En dis wat die woord van die Here vir ons baie duidelik sê. Ja. In die laaste dae sal mense meer liefhebbers wees van genot as van God. Amen. En hulle sal predikers vir hulle versamel wat hulle nie gehoor streel. Yes. En sê, ag man, moenie worry nie, jy's op pad hemel toe, terwyl jy op pad hel toe is. Ja. Dit is so. Want jy wil nie luister wat sê die woord nie. Ja. Ek wil daar wees waar my ore gestreel word. Ek wil daar wees waar dit 'n gemaklike godsdienst is. Jesus. Ek het al gewonder, weet, ek sien predikers hardloop vir my weg. Wonder ek nie maar hoekom. Ken jy, ek belowe jou. Ja. Dink ek, Here, maar as ek so bad is, Mm. sê ek, Here seën. Ja. Dit is waar. Seën hulle. Amen. Ek weet nie waarvoor is my bang nie. Mm. Maar hulle vrees nie vir God nie. Ja. Is so. Dink ons kan wegkom met God, Aha. om te doen wat ons lus het. Maar vir ander mense hardloop nie weg. Ja. Weet jy wat? Moet nie weg te hardloop nie. Mense, ek praat van baie. Ja. Mm. Nog iets te kan, prijs die Here. Dat die Here wat is fout met my, dat ek kan regmaak, wat dan fout is met my. Ja. Amen. Prijs die Here. Dori, kom ons gaan na Lukas, die eerste hoofstuk. Lukas 1. Weet ek, het is so wonderlik om hierdie te kan lees. Prys die Here. Die geboorte van Johannes wat aangekondig is. Ja, loof die Here. Jy weet, Johannes, Sagaria Mm. en sy vrou Mm. kon nie kinders hê. Ja. Amen. Want sy vrou was onvrugbaar. Mm. Nou God het 'n doel baie keer in hierdie mense lewe. Ja. Dis waar. Dan weet 'n mens nie altyd hoekom, wat is die doel van God in jou lewe nie. Ja, dit is so. Mm. En Sagaria was sy tyd gewees en uit daardie afdeling gaan waar hy gedien het. Ja. En hy het ingegaan in die heiligdom. Mm. En hy het langer gebly daar as wat hy gewoonlik gebly het. Ja. In vers 12 sê, kom ons lees vers 11. Toe verskyn daar aan hom Mm. 'n engel van die Here, hierdie is 'n klein lettertjie engel. Ja. Engel van die Here, wat aan, ekskuus tog, vers 11. Toe verskyn daar 'n engel van die Here aan, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. Toe Sagaria hom sien, was hy ontstel en vrees het oor hom geval. Weet jare gelede, is net so kort nadat ek tot bekering gekom het. Ek dink miskien al so 'n jaar nadat ons tot bekering gekom het. Word ek een aand, ek het 'n kry 'n droom gesig. En ek wakker skrik. Toe voel ek iets geweldigs. Ja. Ek gewaar hierdie vrees. Mm. Nie 'n vrees van bangheid nie, maar 'n vrees wat dit in die kamer is
wat ietsie besonders was, wat God vir my gegee het, om vir iemand te gee, Ja. om te sê, hy sy lewe gaan afgesny word. Ja. Ek wil vanmôre sê, dit is 'n goddelike vrees Ja. wat daar is. Glory to God. Amen. Prys die Here, ek gewaar Amen. daardie teenwoordigheid. Amen. Prys die Here. Halleluja. Ons het nie meer, ons moet vrees hê vir God. Ja. Die vrees van die Here moet daar wees in jou binneste. Nie om bang te wees om dat God jou gaan slaan met 'n knofkie nie. Nee. Maar om te respekteer, Ja. Amen. eerbied te toon, Yes. waardering, met 'n vrees om hom te dien in gees en in waarheid. Glory, kom ons gaan, ek gaan die vat na Openbaring. Openbaring, eerste hoofstuk. Dan van vers 9. Halleluja. Leef jy vanmôre in leef, Ja. in die gedeelte Amen. van God se woord. En Johannes, die apostel Johannes, nie Johannes die Doper nie. Om net voordat ek dit gaan lees, weet Johannes die Doper het so groot waardering gehad vir die Here. Ja. Het hy gesê, daar is die lam van God, Ja. wat die sondes van die wêreld wegneem. Ja. Hy wat eerder is as ek is, Ja. wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak. Halleluja. Nie waardig is om sy skoenriem eers aan te raak. Ja. Openbaring die eerste hoofstuk vers 9 sê, ek Johannes, julle broeder, en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland van Patmos, wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, Halleluja. die eerste en die laaste. Amen. Glory to God. Halleluja. Dit is iets wat jy moet kan beleef. Hy hoor hierdie stem, Yes, Lord. Sure. hy hoor hierdie stem agter hom, Prys die Here. wat hy sê, ek is die Alfa en ek is die Omega, Halleluja. ek is die begin en ek is die einde, Amen. ek is die eerste Lord. en ek is die laaste, Amen. ek is die waaragtige God, ek is die ewige lewe. Amen. Halleluja. Glory to God. Yes. En sê vers 11, wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En ek skryf, en skryf wat jy sien in die boek, in 'n boek. En stuur, tog. En stuur dit na die 7 gemeentes
wat in Asië is, na Efese, en Smyrna, en Pergamus, en Thyatira, en Sardis, en Philadelphia, en Laodicea. Hy sê, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een wat soos 'n seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper, en wat gloei soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie wakers. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Is dit iets? Glory to God. Om opgewonde te raak, wanneer jy hierdie gesig sien, wat Johannes gesien het op die eiland van Patmos. Hy was op die dag van die Here, hy was in die gees gewees. Dis tyd dat die kinders van die Here in die gees begin te kom, om God te prys, te loof en te kan eer. Yes, hallelujah. Glory to God. Ons het nodig om soos Johannes, soos 'n dooie neer te val voor hierdie grote God wat aan hom verskyn het en hom geopenbaar het. Glory to God. Kind van God, as jy nie opgewonde word hieroor nie, dan weet ek nie wat is in jou binneste. Dan is 'n tyd dat daar lewe moet kom in jou binneste. Dan is 'n tyd dat daar 'n verandering kom in jou lewe. Dat daar 'n waardering kom. Daar 'n vrees kom in jou binneste. Daar absoluut sal wees 'n groot respek. Om God se weer te word. En te sê, Here, hier is ek. Here, ek wil voor U neerbuig. Here, ek wil U aanbid. Here, ek wil U eer. Here, ek wil U loof. Want groot en goed is hierdie God wat ons aanbid. Amen. Hy is werklik waardig om geëer te word. Om waardeer te word. Maar as meer geen vrees. 'n Bybelse mens vir die aangesig van God. As jy die gedeelte lees, sê Here, hoe groot God is U. Hoe heilig is die Here God. Hoe wonderbaar is hierdie God nie wat ons aanbid. En hoe heilig moet ek en jy wees. Want hier dieselfde God van kom, wat gespreek het met Johannes, gaan kom. En hoe gaan jy wees voor God? Skoon my. Hoe gaan ons wees voor die Here?
gaan ons maar net sê, ja, Here sal my maar net genadig wees. Kom ons eer hom. Kom ons aanbid hom. Kom ons buig in eerbied voor hom neer. Kom ons nader hierdie God met respek. Amen. Dat ons die mens weer terugkom op die plek waar God hom wil hê. En nie waar die mense hom sal graag wil hê. Maar ek en jy sal kom daar waar die Here die werk kan doen in jou en my lewe. Amen. Wens maar God hierdie woord in jou hart gaan veer. Amen. Amen. Hierdie woord lewend sal word in jou hart. Amen. En dat God verheerlik word. Deur elke van jou en my se lewens. Here Jesus kom. Is ons gebed. Amen. Maak gereed voor dit te laat is. Prys die Here.